Goeiemôre almal, Dinsdagoggend. Vandag is dit die 28ste Oktober, die jaar 2025, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons weer eens gesels oor gebed. Ek dink nie 'n mens kan enigstens genoeg sê oor gebed nie. Gebed is 'n baie belangrike gesprek tussen jou en tussen God. Want God het nodig om te hoor wat is op jou hart. En dan deur sy woord spreek hy natuurlik tot ons. Nou, Psalm 145 verse 18 sê, God is naby ons wanneer ons bid. Ons lees hierso van vers 18 tot 21, kof. Here is naby almal wat hom aanroep in waarheid, resh. Hy vervul die wens van die wat hom vrees, en hy hoor hul hulpgeroep en verlos hulle shin. Here bewaar almal wat hom liefhet, maar hy verdelg al die goddelose, tahu. My mond sal die lof van die Here uitspreek en laat alle vlees sy heilige naam loof vir altyd. Amen, halleluja. Dan gaan ons daar na Jesaja toe. Jesaja 37 vers 16 tot 20. Ons kan bid vir ons redding. O Here van die leerskare, die God van Israel wat op die geribs troon. U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde. U het die hemele en die aarde gemaak. O Here, neig u oor en luister, Here. Open die oë en kyk en hoor al die woorde van Sanherib, wat hy gestuur het om die lewende God te smaad. Waarlik, Here, die konings van Assirië het al die lande en hulle gebied verwoes en hulle gode in die vuur gegooi, want dit was geen gode nie, maar werk van mense hande, hout en klip. Daarom kon hulle die vernietig. Here onse God, verlos ons dan nou uit sy hand, sodat al die koninkryke van die aarde kan weet, U Here, dit alleen is, halleluja, U is God en daar is niemand buiten U nie. Jeremia 32 verse 16 tot 22. En nadat ek die koopbrief aan Baruch, die seun van Neria gegee het ek tot die Here gebid en gesê, ag Here, kyk, U het die hemel en die aarde gemaak, deur U groote krag en deur die uitgestrekte arm. Geen ding is vir U te wonderbaar nie. U wat guns bewys aan duisende en ongeregtigheid van die vaders vergeld en die skoot van hulle kinders na hulle, die groote en geweldige God, wie se naam Here van die leerskare is, groot van raad en magtig van daad, wie se oë oop is oor al die weë van die mensekinders en aan elkeen te gee volgens sy weë en die vrug van sy handelinge, wat tekens en wonders gedoen het in Egipte land tot vandag toe, in Israel sowel as onder die mense, en vir U naam 'n naam gemaak het, soos dit vandag is, en die volk Israel uitgelei het uit Egipte land, deur tekens en wonders en deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm en deur 'n groot verskrikking. En aan hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee die land wat oorloop van melk en van honing, halleluja. Ons kan God natuurlik nader in gebed. Dan lees ons hier in Matteus 11 vers 25 tot 30 die juk van Jesus. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof U Vader van die hemele en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wys en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja Vader, want so was dit U welbehae. Alles is aan my oorgegee deur my Vader en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun. En elkeen aan wie die Seun wil openbaar, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie vir die eer en die voorreg wat ons het om tot U te kan bid. Here, dankie dat ons U kan nader in gebed. Here, dankie dat U luister, dankie dat U hoor, en dankie dat U agslaan op die roepstem van U knegte. Here, ons kom en ons lê elke siek persoon voor U troon. Here, daar is soveel mense wat in hierdie tyd siek en ongesteld is en hulle nie lekker voel nie. Here, baie dankie dat U saam met hulle is. Here, daar waar party mense in die hospitale is, Here. Dankie dat U met hulle is. Ons bid dat U hulle sal aanraak en hulle sal volkome genees en herstel. Here, baie dankie vir U goedheid, U guns, U genade, U barmhartigheid op elkeen se lewe. Here, wees met elkeen in hierdie dag, seën hulle,
my gebed in Jesus naam, halleluja, amen en amen.